Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Johannes hoofstuk 13 vanaf vers 21 tot 38. Die hoofstuk het begin waar ons gesien het hoe Jesus die disippels se voete was. En in vers 21 lees ons dan hoe Jesus aankondig dat hy verraai sou word. Tog sien ons dat Jesus nie afgestomp was van sy emosies tydens die aankondiging nie. Wanneer ons lees dat hy in sy gees ontsteld was. Jesus het vir Judas net so lief gehad as vir elkeen van die ander disippels. En hy sou veel eerder wou sien hoe Judas tot bekering kom as wat Judas tot 'n val kom. Maar die Satan het lankal reeds gesien dat Judas se hart nie op die regte plek was nie. Selfs nadat Judas 3 jaar lank saam met Jesus gewandel het. En daarom het hy Judas as die regte kandidaat geïdentifiseer vir die uitlewering van Jesus. Nou, vir 'n oomblik kan ons dink dat dinge buite Jesus se beheer was, maar dan lees ons aan die einde van vers 21 dat Jesus self aankondig dat hy verraai sou word, wat bevestig dat hy steeds in beheer was. In vers 22 sien ons dat daar niks ooglopend verkeerd was met Judas se optrede nie, aangesien die disippels verward was oor wie so iets sou doen. En daarom probeer Petrus in vers 24 uitvind wie dit sou wees, waarskynlik om dit te probeer verhoed en nie net uit nuuskierigheid uit nie. In vers 26 maak Jesus aan Johannes bekend wie sy verraaier is, maar Johannes was of te geskok in die oomblik om iets te sê, of hy het steeds nie verstaan wat Jesus bedoel het nie. Want sien, die gee van 'n stukkie gedoopte brood was eintlik 'n teken van spesiale eer in daardie tyd. Amper dieselfde as die instel van 'n heildronk vandag. So die feit dat Jesus vir Judas brood gegee het, was eerder 'n teken van liefde en amper eerder 'n laaste geleentheid vir Judas om tot sy sinne te kom. Maar dit was eintlik onwaarskynlik dat Johannes werklik sou verstaan wat Jesus daarmee bedoel het. In verse 27 tot 30 lees ons hoe Judas die groep verlaat nadat Jesus die stukkie brood vir hom gegee het. Judas het hiermee Jesus se reddingsoffer van die hand gewys en die Satan toestemming gegee om in hom in te vaar. En daarom sê Jesus dan vir Judas om dit wat hy moet doen, haastig te doen. Want op die punt het Jesus geweet dat Judas nie meer gered sou kon word nie. En tog sien ons dat Jesus steeds nie vir Judas ontbloot het nie, wanneer ons lees dat niemand geweet het hoekom Judas hulle verlaat het nie. Nadat Judas die groep verlaat het, het Jesus geweet dat alles in beweging gekom het vir sy arrestasie en sy verhoor en ook sy kruisiging. En daarom kom verduidelik hy in verse 31 en 32 aan sy disippels dat die kruis sy hoogste verheerliking sou wees en nie sy grootste vernedering nie. En in vers 33 kom Jesus dit duidelik aan sy disippels bekend maak dat sy tyd aangebreek het om hulle te verlaat. In vers 34 en 35 kom gee Jesus ons 'n nuwe gebod, dat ons ander moet lief hê met dieselfde liefde as wat hy vir ons het. Want hieraan sal mense weet dat ons Jesus gekies het in ons lewens. En ek dink nogal die grootsheid van Jesus se liefde het eers heelwat later die disippels getref. Want na Jesus se kruisiging sou hulle nog vir 'n lang tyd gedink en gesels het oor die verloop van die gebeure daardie aand. En om te besef hoe graag Jesus vir Judas wou gered het, moes 'n diepe emosie by hulle opgewek het oor hoe lief hy ons het. Die hoofstuk sluit af met Jesus wat vir Petrus waarsku dat hy hom sou verloon nog voor die aand verby was. Dit
net nadat Petrus sy liefde en lojaliteit teenoor Jesus verklaar het. En dit laat my net weer besef hoe feilbaar ons mense is, maar hoe groot Jesus se reddingskrag is. Want ten spyte van Petrus se swakheid, sou Jesus hom nog kragtig gebruik om sy kerk tot stand te bring. Ons dien werklik 'n God van tweede kansse, 'n Vader wat ons so liefhet dat die prys van die kruis nie te groot was om te betaal nie. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.